Vader, baie dankie dat ons kan sing tot eer van U naam, dat ons weet U leef onder die lofprysing van U kinders. En dankie Here dat ons hierdie woorde kan ekko van hierdie liedjie wat sê, neem my lewe, Heer, laat dit wees tot U eer. Ons kom en ons verklaar ons afhanklikheid voor U vanmôre, Here, deur die werking van U Gees. Wanneer ons praat oor U Gees vanmôre, Here, is dit my gebed dat U regtig self nou aan die woord sal kom, dat mense hier en ook aanlyn nie na my sal kyk en na my sal luister, maar regtig inspraak van U Gees sal beleef vanmôre. Dat dit nie net informasie sal wees, Here, dat dit sal lei tot transformasie, tot verandering van ons lewens. Dankie vir dit, dankie vir U woord wat lewe en lewe bring. Ons eer U en ons dankie daarvoor. In Jesus se naam, amen. En amen, baie dankie, jy kan gerus jou sitplek neem. Goeiemôre julle almal daar buite wat ingeskakel is deur die elektroniese media. Dis lekker om saam met julle te kuier vanmôre. Ons is in Jeffreys Bay baie gebless die laaste 2-3 dae met die mooiste weer. Jy kan dit nie oorvertel nie. Dit is 'n stranddag. Dit is, as ek nou vanmôre sit en vra, nou waar is al die mense, en hulle sê vir my maar is op die strand, dan sal ek nou so amper verstaan. Vanmôre toe ons 7 uur daar onder op die hoofstrand daar by Dolphin Beach gaan sit, ek en Ilana, toe is daar mense in die water en dis surfboards en dis kinders wat op skip en jump, en hoe mooi is dit? Hoe lekker is dit, maar ook hoe lekker is dit om net 'n oomblik af te staan en net tyd te gee vir fellowship met die Here, met mekaar. So ons vertrou jy gaan dit geniet vanmôre saam met ons. En ons begin met 'n splinternuwe reeks. Pinkster, nou ek weet Pinkster kom nog. Dis 40 dae van nou af voor Hemelvaart en al daai dinge, maar ek het dit regtig in my hart dat ons net 'n bietjie met mekaar praat rondom wat beteken Pinkster en spesifiek die werking van die Heilige Gees in ons lewens rondom God se verlossingspad met ons. Jesus het gesterf aan die kruis, hy is begrawe, hy het opgestaan Sondag. Ons het 'n wonderlike byeenkoms beleef. Dit was so mooi. Blaai bietjie terug daar op Facebook en YouTube van verlede week se diens. Dit is net amazing om so vroeg in die oggend in die teenwoordigheid van die Here in die natuur te wees en net sy goedheid te beleef en te sien. Maar nou is ons in 'n tyd waar Jesus vir ons blootstel aan die Heilige Gees, waar die werking van die Gees van God begin realiseer, waar hy tot werking kom. En ek wil vanmôre begin met 'n gedagte rondom, kom ons loof God vir sy verlossingsdade. Met ander woorde, Jesus het gekom, het gesterf aan die kruis vir jou en vir my. Die meeste van ons, hopelik, jy aanlyn, het iewers op 'n stadium al tot wedergeboorte gekom, tot 'n besef en 'n oortuiging gekom dat die dood van Jesus aan die kruis was vir my. Die prys wat hy betaal het met die hele lydingsweg rondom die doringkroon op sy kop vir jou en my gedagtes, sy hande en sy voete wat deurboor is vir jou en vir my, vir daar waar ons vat, daar waar ons loop, dit wat ons doen, dit wat ons nie doen nie. Sy spies in die sy, wat sy hart breek, sy emosie vir jou en vir my. So ja, ons hoop en vertrou, as jy nie daar is vanmôre nie, as jy die eerste keer ingeskakel is, wil ek vir jou vra om regtig met my te praat oor hierdie, of jou eie predikant, pastoor, daar waar jy dalk is. Maar as jy niemand ken of niemand rondom jou het of die vrymoedigheid het, kom gesels gerus asseblief. Stuur vir my 'n boodskap, bel my, doen wat jy doen en ons gaan jou begelei in hierdie proses. Maar dan kom ons op 'n dag waar Jesus opgestaan het uit die dode. En as dit nie vir die opstanding was nie, wil ek amper sê was die kruisdood nie klaar nie. Dis goed en is reg en is, maar Jesus kom aan die kruis en hy sê, dis volbring. En dan staan hy op uit die dood en dieselfde Heilige Gees
wat Jesus uit die dood uit opwek, is hier en nou, vandag, betrokke, beskikbaar aan die werk in jou hart en in my hart, rondom vir jou te vra, maar weet jy wie ek is? En dis die hele reeks rondom Pinkster. Ons gaan fokus rondom die werking van die Gees in jou, met jou, deur jou. Wat is die doel van die Heilige Gees? Hoe werk dit? Maar kom ons begin by 'n skrifgedeelte wat baie bekend is. Efesiërs, Paulus skryf vir die gemeente in Efese en hy sê vanaf Efesiërs 1 vanaf vers 3, ek lees in die 83 Afrikaanse vertaling, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge gegewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles op die aarde onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Dis 'n mondvol. Maar ons gaan 'n paar verse net uithaal en 'n bietjie kou rondom wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ek en vir jou? Nou, siende dat ons in Jeffreys Bay bly en lewe, gaan ek die lewe vanmôre vir julle probeer teken op die strand. Ons bly mos op die strand. Nou, toe ons nou vars in die dorp inkom, 2 jaar terug, 20 maande terug, het ons elke dag, ongeag son, maan skyn, haal en reën en wat, het ons op die strand gaan stap. Jippie, daar gaan ons. En ek het skulpies opgetel, baie. En Ilana die skulpies teruggegooi, baie. Maar ons het gemotor, ons het dit, die strand was die ding. En toe begin het so half, ja, dalk môre, die strand sal môre nog daar wees, moenie worry nie. Ja, maar nou sit te warm, en nou skyn die son nie so baie nie. Maar ons het 'n intentionele besluit geneem om te sê, weet jy wat, dis vir ons 'n plek van stil word, dis vir ons 'n plek van connect, dis vir ons 'n pathway waar God met ons praat. Ons moet nie dit verontagsaam nie, ons moet nie of verwaarloos nie. So ons is nog gereeld op die straat. Ons doen wat ons doen. En dan sien ek die hele dorp, die hele omgewing leef op die straat. So kom ons verf nou vanmôre vir jy wat tot daar in die Kalahari ver van die see af is. Shame, kom kuier vir ons, dan wys ons vir hoe werk die strand. Maar kom ons spandeer die dag op die strand. Die lewe gebeur op die strand. Dis wat dit mooi is. Op die strand, die eerste ding wat mense vir jou gaan sê, is, maar jy moet onthou, daar is getye. Nie getuie nie, getye.
hoogwater, laagwater, al daai goeters. En onthou nou, dat as jy wil surf, moet die gety so wees, en hy loop saam met die maan, en hulle klomp goeters, wat hulle bekyk en bewat. Maar ons is absoluut gebless met 'n seisoen of 'n omgewing van goddelike seën op die strand. Kom ons lees dit, Efesiërs, Paulus verwys daarna, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Met ander woorde, as ons môre op die strand uitstap, is die hele strand is joune. Dis nie net daar waar jy jou handdoekie uitgooi en jou gazebo opsit en die hele strand, al die seëninge wat God vir jou bedoel het, is daar, is joune. Gebruik dit. Maar dan moet 'n ou nou ook by die besef uitkom dat ek en jy is nie alleen op die strand nie, jy het dit al agtergekom, daar's baie min plekke of tye waar jy alleen op die strand is. Daar's altyd mense rondom jou, daar's altyd nog iemand. En al is dit 'n seemeeu of daar's altyd lewe rondom jou, altyd. Ons sit vanmôre daar en kyk, draf 'n meisiekie daar verby, en daar gaan sy en sy hou aan draf op die hoofstrand. En ek onthou mense se opmerking van, moenie alleen op daai area gaan hardloop nie. Moenie dit doen nie. En terwyl ek kyk hoe sy hardloop, sien ek maar, daar's nog 'n kappel daarvoor, sy's nie alleen nie. En toe ons uitry, toe sien ek maar, hier's nog 'n kappel wat terugkom uit daai. So, alhoewel dit baie plekke veilig en baie plekke gevaarlik is, op die strand is altyd mense rondom jou. En die belofte van God deur die Heilige Gees sê vir jou, ek is saam met jou op die strand vandag. Dis oukei. Ons mag op die strand wees, daar is getye, daar is goeters, pas op vir die hoogwater en die laagwater, jy stap met laagwater die kant toe, en terwyl jy daar karring, kom die gety in, en jy kan nie terugkom nie, want nou is die strand toegespoel, en dis klippe en dis rotse, of andersom. Jy gaan in met jou surfboard terwyl dit hoogwater is, en as dit nou laagwater raak, kan jy nie uitkom nie, want dit is net klippe. Hoor nou, praat ek nou uit my onkunde vir die surfers, leer ek hulle nou 'n ding vanmôre. Maar jy kry my gevoel, daar is getye. Die strand is altyd mooi, die strand is altyd lekker, die lewe is altyd lekker, maar daar is getye, in en uit, dwars en wat. En een van hierdie goed, wat my laat dink het, aan al hierdie seëninge wat God vir ons bedoel. Al hierdie seëninge wat hy sê, wat uit die hemel uitkom, het hy vir ons gegee. Met ander woorde, ek en jy moet nou versigtig wees, en hier is nou die eerste tegniese ding rondom getye, en rondom strominge binne in die see, en dit is 'n riptide. Julle al gehoor van daai ding van 'n riptide? Ek het altyd gedink is net 'n brand vir 'n T-shirt, maar blykbaar is daar 'n ding met 'n riptide, 'n dwarsstroom. As jy nou daar op die strand sit, dan moet jy kyk die surfers wat doen hulle gaan nie net in nie, hulle sit daar, en hulle kyk. En blykbaar tel hulle die golwe, elke 7de een, elke 9de een, ja, ek weet nie hoe dit werk nie, en dan ook, kyk ek, en ek sien maar, hy sit hier, maar dan gaan hy daar in, hy gaan nie hier in nie. Dan vra ek vir die ouetjie, hoor ek nou, wat maak jy nou? En sê nie, kyk gou, die golf breek so, en dan kom maar 'n ander een so, en hier waar hy op daai vlakwatertjie so uitspoel, kan jy dit sien, hulle gaan so oor mekaar. Ek en jy raak maklik op die strand van die lewe gesaaitrek, of meegesleer met 'n dwarsstroom, 'n riptide, waar ek en jy allerlei goed hoor, allerlei goed begin glo, allerlei goed begin ons eie maak, en dis nie noodwendig die waarheid, en of God se veilige plan vir jou lewe nie. En een van hierdie goeters, wat ons maklik meesleer, is wat ons in die kerkindustrie noem, 'n prosperity denkpatroon. Name it, claim it, frame it.
Die Here gaan my seën, want die Bybel sê dan nou, daar het ons dit gelees in Efesiërs. God gee jou al die blessings wat jy het, of wat jy wil hê, en dis die waarheid. Maar God gee vir ons hemelse seëninge. Waaroor gaan hemel en die hel? Waaroor gaan as ons vleis braai en vry, hoe gaan dit? Nee, lekker, hemel op aarde man, saks reg. Vry volgende ou sê, hel op aarde, dis nie lekker nie. Wat is die verskil? Dis God se teenwoordigheid of God se afwesigheid. Dis so maklik soos dit. So as ek en jy hier op aarde vir mekaar wil sê, ek wil nie in 'n riptide betrokke raak nie, ek wil nie gesaaitrek word nie, ek wil op die strand bly, ek wil God se seëninge ervaar en beleef, dan moet ons oppas dat ons nie meegesleer raak deur 'n teaching wat hier van die kant af kom, wat nie noodwendig altyd Bybels is nie. En dan is ons in hierdie riptide. Nou hier by ons sê die mense wat weet, as die riptide jou nou vat hier op die hoofstrand en hy vat jou in, dan moet jy nou net op jou rug lê. Nou ek het gelukkig 'n ingeboude lugsak, dit sal werk. Maar 3 dae later, min of meer, behoort jy daar by kabeljous uit te spoel. Dis soos die strome werk hier in die baai blykbaar. Maar party van ons raak meegevoer deur die seëninge tot so mate so, dat ons nooit weer op die strand uitspoel nie. Daar gaan jy. Jy draai daar diskant Australië of so iets, Madagaskar daar. Jy raak heeltemal deur mekaar van daai dwarsstroom wat jou vat en jou net eenvoudig meesleer. Al hierdie seëninge wat Efesiërs, wat Paulus van praat in Efesiërs, is baie interessant. Hy sê oralster, God gaan julle seën, sodat dit ons tot seën kan wees, sodat julle my gehoorsaam kan wees, sodat ons in God se, dit gaan nooit oor ek en jy nie. Dit gaan altyd korporatief. Dis hoekom ek en jy op die strand van die lewe nooit alleen is nie. Dis 'n dwarsstroom om te dink, ek is so cute, God het my uitgekies, I'm the man of power for the hour. Gaan nie oor jou nie. Gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die eer van die Here. Dit gaan oor ek en jy wat bestem is om te leef tot eer van die Here. Want jy sien, hier's nog 'n gety. Kom ons noem dit springgety. Springgety, ons het dit al beleef. Hy's baie hoog of baie laag. Baie mense leef op die strand van die lewe en hulle wag net vir hooggety. As ons in 'n kerkdiens kom, as ons op 'n mannekamp gaan, as ons waar ook al jy gaan, glorie, halleluja, hier's die Here nou. En as jy verby is, dan is jy op 'n laag gety, dan slaan jy die klippe, pa. Dan sê nou wonderlik, waar is die Here nou? Terwyl God altyd teenwoordig is, altyd, ongeag jou belewenis, ongeag jou hooggety, laaggety, springgety. Ek en jy kan nie leef van springgety na springgety na springgety nie. Daar kom tye waar dit nie so goed gaan nie. Daar kom tye waar goed fout gaan, waar jy deur mekaar raak en waar een van hierdie springgetye, wat die kerkindustrie na ons toe gooi, is mense wat sê die uitverkiesingsleer is vir jou. Jy individueel. Kom ons hoor gou wat sê Paulus in Efesiërs 1:4. So het hy, hoofletter, God, ons voor die skepping van die wêreld in hom uitgekies. Mense verdraai hierdie woord. Die kerkindustrie deur die wêreld verdraai hierdie woord en kry 'n verwronge beeld van dit, en asseblief hoor verkoos vanmôre. Ek het nie die alleen waarheid in die lewe nie. Ek sê pas op vir die leuen. As ek hier en nou besig is om vir jou 'n dwaalleer voor te hou, dan toets ons dit aan die woord van die Here en ons vra die regte vrae vir die regte mense. Maar ek sê, die Bybel sê, Paulus sê, ons as mense,
is bestem om sy kinders te wees tot sy heerlikheid. So ek en jy moet oppas vir 'n eksklusiwiteit, want dit is 'n springgety. Het jy gehoor? Net die Afrikaanse mense gaan hemel toe. Ons sê dit vir die waiter daar by die kerk, by die restaurant, nee. Jy moet nie daai taal praat nie, Afrikaans is die hemelse taal, jy beter Afrikaans leer ken, anders gee dit nie maak nie. Want ons is uitverkies. As jy nie so kan wees nie, en as jy nie kan Sarri Maree fluit nie, en wat, dan gee dit nie maak nie, want ons, julle, daai is 'n springgety, dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Ek en jy se voorbestemming, vooruitbepaling, God het gesê, ons, as sy kinders, is uitgekies met 'n keuse om sy kinders te wees. Met ander woorde, van Adam en Eva af, kom hy by Adam en Eva en hy sê vir hulle, hoorie, dis soos dit werk, doen dit, moenie van dit doen nie, moenie so maak, moenie vir haar eet nie, hy gee vir hulle 'n keuse. Ek en jy is bestem om kinders van God te wees, ons is uitgekies om hom te eer, te leef tot sy heerlikheid en al daai dinge, maar die keuse bly joune. Ek staan by die deur van die hart en klop, die hendel van die deur is aan die binnekant. As jy oopmaak, sal ek inkom en deur my gees binne in jou kom woon. So moenie hierdie springgety van die uitverkiesing vir jouself bymekaar maak nie, asseblief. Dis nie noodwendig die waarheid as jy dit buite konteks vat nie. So, ek en jy, as ons strand toe gaan, wat is die eerste ding wat ons soek? Gewone mense. Dit is so dat as jy van die binneland af kom, en is ons daai, ek praat vir myself, dan stop jy op die eerste plek waar jy parkeerplek kry, en die kinders se voete brand, en almal skree, en hulle roomhuise smelt, en dit is 'n bedrywigheid, kom tog net op die strand. En almal gooi hulle handdoeke neer en hulle goeders en wat, en pa en ma moet maar min of meer orde skep, en daar gat hulle in die see in, wrr. Dis soos dit werk, maar dis nie altyd die regte manier nie, want daar is strandreëls. Daar is strandreëls. Ek en jy kan veilig wees op die strand in 'n springgety en in 'n dwarsstroom. Hoe doen ons dit? Ons bly veilig binne God se plan van die lewe op die strand. Daar's lifesavers, het jy dit al agtergekom? Hulle het nog hulle doel. Hulle slaan hulle tafeltjie op, of daai stoeltjie, daai lyk so 'n tennis umpire, nee, sit daarbo. Wat doen hulle? Kyk vir die meisies in die bikinis, ja, dit ook. Maar hy's daar om te werk. Hy het 'n doel. Hulle slaan vlaggies in, ding dong, en hulle blaas daai vletjie, liewe hemel tog, en die mense wil net die hele tyd, why? Ja, maar hier's te veel mense op hoop, dit is so, maar dis waar dit vir jou veilig is. Hulle daai plastiek goedertjies, hulle het surfboards, hulle het 'n jetski, hulle het 'n boot, hulle het 'n helikopter wat daar agter staan. Daar is strandreëls. Nou gaan ek en jy in die lewe se strand, en ons park net daar waar ons plek kry, en dis oulik, en die voete is ongemaklik, en ons wil net in die water kom, en ons is in die water, en daar vat die sleurstroom jou, of 'n high tide, of 'n watse tide, of 'n wat, en dan sê ons, Jesus, like hierdie see is groot moeilikheid. Nee, see is nie moeilikheid nie, ek en jy is die moeilikheid. Want ons steur vir ons nie aan die reëls nie. Kom ons kyk gou-gou God se plan. God se strandreëls, sodat ek en jy veilig binne sy plan kan leef. Efesiërs 1:9. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak het, soos hy dit goeddink en by homself voorgeneem het, om die volheid van tye te bestuur en om alle dinge in Christus onder een hoof saam te bring. Die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, ja, alles saam in hom. Julle, daar is hoeveel skrifgedeeltes in die woord waar Paulus verwys na die geheimenisse. Dis 'n amazing woord. Selfs in Efesiërs 5 waar hy die huwelik vergelyk tussen Christus en die kerk,
die huwelik tussen man en vrou, en hy sê, en hierin lê daar vir julle geheimenisse opgesluit. Hier gebruik hy weer daai selfde woord, hierin lê vir julle geheimenisse opgesluit. My plan, my wil, my wat vir jou. Hoe gee hy dit vir ons? Hoe openbaar hy dit vir ons? Deur sy Gees. Die Gees kom en sê, ek sal jou geestelike oë en ore oopsluit, sodat jy die geheimenisse van God kan verstaan, sodat jy kan agterkom, Jesus as die hooflewensredder op die strand, sit op die troon en hy kyk vir ons, nie om ons van te spoil nie, maar om vir ons veilig te hou binne God se wil. Met ander woorde, ons kom in 'n byeenkoms soos hierdie, jy kom in 'n kerkgenootskap, daar waar jy is, kom in 'n geloofsgemeenskap, kom in 'n verantwoordbare verhouding met mense rondom jou, en jy sê, wie, wat help my, leer my, wat van dit? Hoe swem 'n ou breaststroke? Hoe swem 'n ou backstroke? Hoe swem 'n ou soos 'n hondjie? Hoe dryf jy as jy nie 'n tube het nie? Hoe maak jy met hierdie goed? Ons moet vir mekaar vra, want God openbaar sy geheimenisse deur sy Gees aan ek en jy, en hy bring dit alles saam, nog 'n sleutelwoord, in Christus Jesus. Jy sien, ek en jy kan nie strand toe gaan en sê, maar ek ken nie Lifesaver. Ek dink sy ons Koos. Hy preek Sondag daar by daai snaakse plek, maar ek dink Koos is hierdie naweek op verlof. Hy's iewers in die binneland by sy kinders. Maar ek is veilig, moenie worry nie. Ek ken nie Lifesaver. Dit werk nie. Dit gaan nie werk nie. Ek en jy in 'n instansie, in 'n instelling, in 'n kerk, en 'n wat, is nie die Lifesaver van die lewe nie. God se reëls, onder die leiding van sy Gees, onder die teenwoordigheid van sy Gees, is wat aan jou hierdie kennis gaan openbaar, hierdie geheimenisse om te sê, ek het 'n verantwoordelikheid op die strand van die lewe. Hier's getye, hier's gevaarlike goed, hier's 'n riptide, hier's 'n hoë gety, hier's 'n laag gety, hier's 'n dwarsstroom, noem dit wat jy wil. Hier is goed wat gebeur in die lewe wat vir ons gevaar inhou. En dit, my liewe boetie en sussie, my vriend vanmôre, dis die werk van die Heilige Gees in jou lewe, onder andere. Om vir jou God se geheimenisse te openbaar. Nou kom ons kyk gou-gou. Wat is daai 2 vlaggies waar God vir ons sê, swem binne hierdie merkers. Swem hier, dan gaan dit met jou goed gaan. Dan gaan al hierdie seëninge wat ek vir jou bedoel het, gaan na jou toe kom. Gaan na julle toe kom, as 'n geloofsgemeenskap, as my kinders. En onthou nou, jy hoef nie op Jeffreys Bay se strand te wees nie. Jy kan maar in Blouberg ook wees. Daai water is blou van die koue, maar dit werk daar ook. Jy kan in die Middellandse See wees, daar's ook 'n strand, maar daar's oral merkers, daar's oral dieselfde reëls regdeur. Ek en jy maak nie saak, waar gaan ons heen, hoe loop dit rondom ons, daar waar jy is, daar's 2 merkers vir jou. Die eerste vraag is, kom ons swem binne in hierdie merkers. Hierdie merkers verteenwoordig God se heerskappy. Ons praat baie keer van God se perfekte wil, God se toelaatbare wil. Ek wil waag om dit so te illustreer aan die hand van 'n strand. Ons weet as ons afgaan strand toe, Jeffreys Bay se strand is min of meer van Kabeljous riviermond tot hier bo by die Sea Rescue Institute se toringkie, so min of meer 6 kilometer. Dis God se toelaatbare wil. Dis God se strand. Dis mooi. Maar daar is sulke afgemerkte areas waar God se perfekte wil vir jou en vir my is. Swem hier. Swem daar. Ja, jy kan hier loop en jy kan kyk, maar pas op. Pas op vir hierdie strome, pas op vir hierdie getye. Hier is my perfekte wil. En dit is die doel van hierdie vlaggies, hierdie merkers, sodat God ons kan seën met al die seëninge uit die hemel binne daai merkers. Wat is dit? Paulus skryf dit in daai skrifgedeelte. Hy sê al die seëninge in die hemel.
Hy het ons uitgekies. Hy het ons bestem om sy kinders te wees. Hy het ons deur die bloed van Jesus vrygemaak. Hy het ons van ons sondes vergewe. Hy het die geheimenisse aan ons bekend gemaak. Hy het deur die Gees ons as sy eiendom vasgemaak. En daarom kan ons sê, maar hoekom? Hoekom moet ek swem tussen hierdie goed? Dit lyk vir my so baie lekker daar. Dis God se reëls op jou vraag van waarom. Hoekom? Hoekom wil God my van spoil? Nee, inteendeel. God wil dit juis vir jou lekker maak op die strand. Kom swem hier. Kom leef hier. Dit is my perfekte doel vir jou. Daar buite jou sy toelaatbare wil, as jy 'n kans wil vat, maar moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie en dit is die werk van die Heilige Gees om hierdie geheimenisse van tussen hierdie vlaggies vir jou en vir my te openbaar deur die lewe. Ons gaan kom by die vrug en die gawes en al hierdie bediening wat al die werkinge van die Gees. Maar die hoofdoel van die Gees van God is om God die Vader se wil vir jou en vir my te openbaar vandag in die lewe. Die eerste vlaggie, die vlaggie se werk van die Heilige Gees, die eerste vlaggie, sê Paulus vir ons in Efesiërs, is om heilig en onberispelik in liefde voor hom te leef. Heilig en onberispelik. Efesiërs 1:4, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sal lewe. Ek en jy het 'n keuse. Ons doen wat ons doen. Ons leef soos ons leef. Dan kom daar 'n dag en 'n tyd en 'n plek in jou lewe waar jy besef, maar God het my lief. God het my die voorreg gegee om sy kind te wees. En dan maak ons 'n oorgawe en ons maak 'n besluit en ons sê, okay, nou, ek gaan my huis, ons gaan die Here dien. En dan is dit wonderlik. Dan is dit wonderlik om te sien hoe God se Gees jou dwing, nee, dwing is verkeerd, dring na heiligheid. Hoeveel keer gesels jy met mense en met jouself, waar jy sê, maar jy weet, verlede jaar het ek nog gedink, dis okay. Maar daar's net iets hier binne my wat vir my sê, nee, laat staan, sulke dinge laat staan, kom ons gaan hierdie kant toe. Kom ons hou op om net so 10 tree buite die vlaggie te swem. Kom ons kom net terug. Here, wat is u wil rondom my lewe, rondom my fisiese dimensie, rondom my emosionele, finansiële verhoudings, al hierdie goed. Here, hoe wil dit, wat is u wil? En dan begin ons in 'n heiligheid kom. En nou kan jy dit ook vergelyk, weer eens met die brede weg en die smalle weg en die wat. Die hele strand is joune. Maar tussen hierdie vlaggies gaan ek en jy op 'n punt van heiligheid begin kom en waar ons onberispelik voor God gaan lewe. Nie een van ons is heilig tot so 'n mate dat ons perfek is nie. Nee. Paulus sê ons ken net ten dele. Nie een van ons kan op 'n punt kom waar ons sê jy het geen aanklag teen my nie, ek is okay. Die Here het my vrygespreek, jy kan my niks leer nie, jy kan my niks wys nie. Dis nie die waarheid nie. Daai waarheid is 'n springgety wat vir jou totaal buite die vlaggies van God sit. Dis 'n dwaalleer wat vir jou sê, moenie daar gaan nie. Moenie daar gaan waar jy dink, ek het my lewe vir die Here gegee, I've arrived, ek is okay vir die res van my lewe. Nee, dit is nie die waarheid nie. Ek en jy binne hierdie reëls, binne hierdie vlaggies, is daar lewensredders, Jesus, onder die leiding van die Heilige Gees wat vir jou fluitjie blaas, vir jou sê, los daar. Los daar. Moenie jou maatjie dip nie. Moenie jou meisie se hare trek terwyl jy in die see is nie. Wees verantwoordelik. Let op wat om jou aangaan. Kyk daarvoor. As iemand 'n fluitjie blaas, kyk, luister, moenie net aangaan nie. Moenie net aangaan nie. Heilig en onberispelik in liefde. Julle, ek en jy gehoorsaam nie reëls omdat ons bang is nie. Heel agtergekom as jy rugby speel, of netbal of hokkie, of enigiets wat reëls het, met 'n skeieregter.
Almal speel in die rook, daar in die spoegspad en dit is 'n bedrywigheid. Maar as die ref die fluitjie blaas, prr, dan stop almal. Party ons stop nie. Daar's 'n paar manne wat die fluitjie blaas, dan kom hulle juis aan die gang. Jy weet, ons sien dit hoe die groot manne die hele Roemenië rugby span besig hou. Wie is daai groot ou van Noord-Transvaal en daai om die groot baard, hy lyk soos 'n Viking. Ek dink sy naam is Viking. Hy het eendag daar het hulle so teen Portugal nogal. Onthou julle dit? Nando's het 'n advertensie gemaak. Hy staan so en die hele Portugal span is hier om hom en hy hou vir hulle besig. Papa, daar's nie. Fluitjie het lank al geblaas. Want dit gebeur ook in die lewe, dit is so. Maar uit respek en uit liefde vir ons medemens, as die lewensredder die fluitjie blaas, dan stop jy. En jy sê, wie wat, is alles oukei? En ons leef nie met 'n Jannie jammerlikheid wat die hele tyd, was dit nou weer ek gewees, ref, was ek onkant, het ek die bal aangeneem? Nee, iewers het iets fout gegaan wat vir jou bedreiging inhou. Okay, baie dankie, uit liefde het u my beskerm deur die fluitjie te blaas, ek kom terug tussen die vlaggies en hier gaan ons, want ek en jy se bedoeling in liefde, en dis die tweede vlaggie, is om te leef tot God se heerlikheid. Hoe doen ons dit? As iemand swem langs jou in die see, en hy of sy kry 'n kramp, hy of sy raak uit moeilikheid, of in die moeilikheid, uit asem, wat ook al, wat doen jy? Jy vat hom of haar aan die hand, as jy naby genoeg is. Of jy steek jou hand in jou lig, jy sê, hey, meneer lifesaver, hier is moeilikheid, hier, kom help. Ons het in die polisie college, toe ons nog klein was, ek is polisie toe om te gaan rugby speel. Maar toe ontmoet ek nou daar vir oom Bierman van Sail, en daai ou, het nie einde nie. Hy maak jou moeg. En ek was fiks, ons het in die skool uit aangehou oefen, en ons het gedink, ons is fiks. En ons kom daar en hierdie oomie vat ons na 'n next level toe. Ja, brigadier, nee brigadier, en dit gaan gil. En op 'n stadium sê ek, nee, hierdie rugby is nie vir my nie, ek gaan 'n easy way out vat, watch me, ek gaan swem. Nou gaan swem ons. Nou dis inderdaad toe die polisie college nog 'n swembad gehad het, 'n Olimpiese standaard swembad en 'n duikgat. 'n Duikgat, julle weet julle hoe hoog is 'n 10 meter hoë duikplank? Gaan probeer dit. Dis nie sommer enige ou wat daar afspring. Maar nou swem ons. Ek en 'n pel vir my. Ons jip nou die rugby. Nou is ou vingers is al oorlede. Vingers is hier langs my. En hy is nie so vlugtige swemmer nie. Nou begin hy water sluk en hoes en proes en wat. Nou het ek hom so hier agter aan sy ons swem met T-shirts vir een of ander rede. Ek het hom so aan sy T-shirt. Nou lag ons. En ek sê vir hom, nee man, jy moet lekker wees. Kom daai instrukteur, nou julle weet hoe werk 'n instrukteur in die polisie en die weermag nie. Hulle sulke kriekie mannetjies. Jy. Justus, hier is vir jou lekker. Wat lag jy? Ek sê nee, ek red my pel. Nou kom lag jy? Ek sê ek lag vir hom. Dis vir my snaaks. Hy sê kom weer. Ek gee vir 2 bakstene. Hier toe, gaan geniet dit. Nou is ons in die duikgat. Daai duikgat is bitterdiep. Jy kan nie op die bodem kom nie. Nou swem ek nou met my 2 bakstene. Hier gaan ons. Ek het nie lank gehou nie. Toe het ek moeilikheid. Toe moet vingers my red. Met sy onvermoë. Maar dis die realiteit van die lewe. Om te leef tot God se heerlikheid in liefde is om by mense verby te gaan en sê, "Jesus ou, ek sien jy het 'n baksteen in jou hand, kan ek jou help? Ek sien jy het 'n weight belt om jou lyf, kan ek jou help? Ek sien jou kneusplek in jou hart. Ek sien jou emosie, ek sien jou verhoudings met jou familie, met waar ook al julle ons sien mekaar. Ons leef so die hele dag. Op die strand van die lewe is God se vlaggie, heiligheid en liefde, tot eer van sy naam. Dis die werk van die Heilige Gees, om vir jou te sê, word net wakker. Word net wakker, ken net God se doel. God se verlossingsdade deur die Heilige Gees is nie vir mense om na ons te kyk nie,
maar vir ons om na mense te kyk. Ek en jy is nie op die aarde vir 'n audience nie. We have an audience of one en sy naam is Jesus. Hy kyk na ons. Onthou julle die dag toe Stefanus met klippe doodgegooi is? Paulus was nog Saulus, hy was die voorseun, daai voorloper. Hulle gooi vir Stefanus met klippe dood. En toe hy sterf, toe sien hy die hemel is oop en Jesus staan aan die regterhand van God. Die Bybel leer ons, Jesus sit aan die regterhand van God. Hoekom staan hy op daai oomblik? Hy staan in eerbied vir dit wat met sy kind gebeur en hy sê, Vader, kyk daar, kyk wat maak hulle met jou kind. Dis ek en jy se audience. Jesus is konstant, deur sy Heilige Gees in ons, besig om na ons te kyk, om vir ons 'n oortuiging te bring van bly binne die vlaggies. Moenie meer gesleer raak deur hierdie stroom en daai stroom kry die waarheid onderhewig aan die lewensredder van die lewe. Want jy sien, ek en jy is bemagtig deur God, sy Heilige Gees, om te gaan en te leef tot eer van sy naam. Ons sal by die gaan kom. Ons almal weet dat Pinkster is 'n tyd van sending, mobilisasie. Gaan en gaan en gaan. Ek wil afsluit en ek wil hierdie gedig vir julle voorhou. Dit is geskryf deur 'n ou met die naam van Howard Thurman. Dit sê, when the song of the angel is stilled, when the star in the sky has gone, when the kings and princes are home, or princes are home, when the shepherds are back with their flock, the work of Christ begins. To find the lost, to heal the broken, to feed the hungry, to release the prisoner, to rebuild the nation, to bring peace among brothers, to make music in the heart. Dis die werk van die Heilige Gees vir jou en vir my. Is om te sê, ek en jy is met 'n verantwoordelikheid uitgekies, nie individueel nie, maar ons as sy kinders, om te leef binne God se wil, binne God se reëls op die strand. Moenie meer gesleer raak nie, wees gefokus, luister, in heiligheid, in gehoorsaamheid, tot eer van sy naam en sy heerlikheid, vir mense rondom ons. Ek en jy is nie hier vir onsself nie. Dis die werk van die Gees waarmee ek wil begin vanmôre. In hierdie reeks as ons opbou en sê, hoe is die Here nou? God is in jou hart deur sy Heilige Gees. Die dag as jy tot wedergeboorte kom. En hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit alleen los nie. Bly jy binne my vlaggies op die strand van die lewe en geniet elke seëning wat ek vir jou gee in hierdie lewe. Vader, in Jesus se naam, Here, dankie vir hierdie eenvoudige begrip. Hierdie eenvoudige begrip, Here, as ons dink dat U Heilige Gees in ons denke beperk is tot die gawes en die vrug en nee, Here, dankie. Dankie dat U Heilige Gees die asem is. U sê in die begin, U het U Gees in Adam ingeblaas om vir hom lewe te gee. Dit is wat ons onderskei van die res van U skepping, Here. Dat ons nie soos diere net doelloos en willoos rondloop nie. Maar dat U vir ons 'n verstand gegee het, 'n emosie gegee het, U Gees gegee het om besluite te neem in hierdie lewe, om te sê, ek wil strand toe gaan, dis lekker. Dis mooi. Here, ons droom daarvan, ons werk die hele jaar, ons spaar, ons doen onsself tekort, sodat ons Desember kan see toe gaan, kan strand toe gaan, en U sê vir ons, my strand, my see, is vir jou beskikbaar elke dag. Maar kom met 'n verantwoordelikheid, kom swem tussen die vlaggies, kom leef tot eer van my naam.
vir die persoon langs jou, vir die persoon om jou. Vader, dankie dat die werk wat U in ons begin het, U sal klaarmaak tot by die volëinding. Dankie Here dat U woord vir ons dag vir dag leiding gee. Dat U die fluitjie blaas en sê, kom net terug. Kom net terug, pas op vir daai gety. Pas op vir hierdie hoogwater. Pas op vir daai ripkarrend. Here, dankie. Dankie dat ons mekaar se hande kan vat hierdie kant in persoon vanmôre in hierdie saal, maar ook aanlyn met elke persoon daar buite om net te sê, wie wat, ek is hier vir jou. Kom swem saam, kom speel saam onder God se leiding, onder die leiding van God se Gees. Ons eer U en ons dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. En amen. Gee jou groet aanlyn, dankie vir jou. Dankie vir jou liefde, jou ondersteuning, jou saamkuier, jou saamloop, jou kommentare, jou gebede, jou finansies, julle ondersteuning. Dankie. Dankie dat julle dit vir ons moontlik maak om mense te bereik en ja, dat regtig dit ons gebed kan wees dat daar waar jy is, God jou gaan optel en tussen die vlaggies intrek vanmôre. Om te sê wie wat, kom ons gaan swem onder die wakende oog van sy Heilige Gees, onder die oog van die Redder Jesus Christus. Seën vir jou, blessings. Ons gaan luister na die liedjie The King is Coming. Die link is op Facebook en op YouTube, gaan luister daarna. En kom ons leef met 'n afwagting van God se tasbare teenwoordigheid. Vrede vir jou, blessings.